Goeiemôre. Dit is weer tyd om te gesels oor wat ons Vader op ons hart wil hê. En ek staan hier buite in die tuin, dit het gisterand weer 'n bietjie gereën hier by ons. Vreeslik baie gereën eintlik die afgelope seisoen. Maar hier voor my is die mooiste roos op 'n lang steel met die pragtigste blaartjies wat net die punte van die blaartjies is so pink en vol druppeltjies van die reën. Dis die mooiste gesig wat my vanmôre hier vergesel in my tuin. My naam is Estie Geldenhuys en dit is 'n voorreg om verder met jou te gesels uit die Psalms en vandag Psalm 8. Ja, hierdie een kan mens nou regtig waar nie oorslaan nie, né? Interessant. Een van my Engelse vertalings dra hierdie Psalm die opskrif How majestic is your name. En Vader, ek vra dat wanneer ons dan nou oor hierdie Psalm gesels, dat dit is wat by ons sal vassteek. How majestic is your name. Asseblief Vader, ek bid, ek kan dit nie doen nie, maar U kan. Deur die krag van U Gees, breek dit in my oop. En breek dit oop in elkeen wat ooit hierna sal luister. That we will understand how majestic is your name. Ons eer U Vader, dankie. 'n Uitstekende opskrif vir 'n Psalm wat ons regtig nie mag miskyk nie. Die opskrif in die ou vertaling lees vir die musiekleier op die getiet, 'n Psalm van Dawid. Nou, kom ons stop dit eers gou daar. Hierdie verwysing na getiet. Daar's twee ander psalms waarin hierdie verwysing ook voorkom. Psalm 81 en ook 84. Een van die verklaarders wat ek geraadpleeg het, beduie dat 'n getiet 'n musiekinstrument kan wees, wat dan 'n rol sou speel in die aanbied van die psalm. Ook belangrik, daar is vertalings wat na Goliat verwys as 'n getiet. Maar kom ons lees verder. Psalm 8 vers 2. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U, wat U majesteit gelê het op die hemele. Is hierdie verwysing nie iets wat ons asseblief selfvoortdurend in ons eie woorde, uit ons eie hart vir ons Vader kan gee, waar en wanneer ons ook al die wonder van die natuur aanskou nie. Hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U, wat U majesteit gelê het op die hemele. En dan vers 3. Uit die mond van kinders en suigelinge het U sterkte gegrondves, om U teestanders ontwil, om die vyand en wraakgieriges stil te maak. Dis nie slegs geleerdes wat sy naam groot maak nie, maar ook kinders en suigelinge. Onthou die verwysing in Matteus 21:16. Iemand sê vir Jesus, hoor U wat hulle daar sê? En Jesus antwoord hulle, ja. Het julle nooit gelees? Uit die mond van kinders en suigelinge het U vir U lof berei nie. Terug na Psalm 8. Ek lees vers 4 tot 6. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mensekind, dat U hom besoek? U het hom weinig minder as gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. En dan die baie belangrike woorde van Psalm 8 vers 7 tot 10. U laat hom, die mensekind, heers oor die werke van U hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, ook die diere van die veld, die voëls van die hemel, visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, ons Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. As twee vrae wat na my toe kom. Tot watter mate het ons dalk blasé geraak? Ons neem alles in die skepping ook uit die hand van ons Vader as vanselfsprekend. Besef ons hoe hy ons seën. sien ons sy hand van seën in ons lewens raak.
Sien ons dit raak in die natuur om ons, die son wat elke dag net weer opkom. Voels, hoenders wat hier agter my kraai. Voels wat eenvoudig weet wat hulle moet doen. Mure wat eindeloos werk om hulle koningin en gemeenskap aan die gang te hou. Ja, vir ons loop goed soms verkeerd en selfs net moeilik en dit sluk ons hele fokus in. Dit is wanneer ons moet teruggaan en kyk na mure wat neste bou, kos versamel, hulle self beskerm. Selfs met voëls, hoor die duif wat daar koer. Wilde diere van die veld. Alles in die natuur leef volgens 'n godgegewe instink. Hy het dit ook vir ons gegee, meer nog. Volgens die Psalm het hy dit alles onder die voete van die mens gestel. Ons kan maar net saam jubel met die psalmdigter. Psalm 8 vers 4 tot 6. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het. Wat is die mens dat u aan hom dink? Die mensekind, dat u hom besoek. U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Wie hy ons kan net maar saam met koning Dawid stil word en jubel. Hoor vir Psalm 8 vers 10. O Here, ons Here, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Oorweeg dit. Net dalk sal ek en jy nooit in hierdie lewe weet of verstaan wat ons Hemelse Vader werklik in ons sien. Waarvoor hy ons uiteindelik geskiep het, maar hoe nader ons aan hom kan leef, hoe duideliker mag ons Godgegewe roeping in hom verstaan en daarom uitleef. Dankie Vader dat ons weet, soos wat hierdie Psalm dit so duidelik vir ons uitspel. U het waaragtig oor alles gedink voor u geskiep het. En u het, volgens daai teksvers in Efesiërs 1, elkeen van ons geken reeds voor die grondlegging van die aarde. U het toe reeds geweet dat ons nou hier gaan wees vir 'n baie spesifieke Godgegewe doel. Help ons Vader. Help ons dat ons hierdie ding sal soek tot ons dit vind. Wat is dit waarvoor u my geskiep het? Wat is my bydrae in die groot geheel van u goddelike skepping? Ons weet dit bestaan. Help ons om dit te soek en te vind en dan volgens u wil uit te leef. Niemand van ons is toevallig nie, dis net toeval die lig. Laat u lig ook val in ons binneste, in ons weet van wie ons in u is. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Halleluja, amen.